Ek groet vanmorgen een en elkeen na die prachtige naam van die Here. Dankie Apostel vir die geleentheid wat u vir my gee om vanoggend gehoorsaam te wees aan die 10de deel. Nou u weet, 'n 10de deel is bitter belangrik. U weet, ek dink so terug aan 'n bediening waar 'n diaken, hy was nie lief om te gee vir die Here nie. Nou ek dink is baie mense wat altyd die scraps vir die Here hou. En wanneer jy die scraps vir die Here hou, ek praat van die tingelings, as jy dit vir die Here hou, okay, daar is mense wat hulle laaste gee, wat die laaste rand gee, dit sien die Here raak. Maar van ons wat baie het, en wat meer as genoeg het, wat altyd die minste vir die Here sal insit. Ja. As jy dink, jy sal die beste vir jou kinders doen. Dit is net so. Jou kinders sal net die beste skoene kry, die Alright. beste tekkies kry, alles die beste. Wanneer jou man verjaar, jou vrou verjaar, hulle gaan die beste kry. Dis waarheid. Maar wanneer dit kom by die Here is mos nie hier nie. Maar die Here is binne in jou. Halleluja. En hy sien elke kind van die Here raak. En ek dink so terug aan die bediening, ek sal dit nooit vergeet nie. Hierdie persoon was 'n diaken in die bediening. Maar hy was nie lief vir gee nie. En daardie oggend toe sit hy sy 10 rand in sy sak en hy sit sy 100 rand ook in sy sak. Want hy moet nog winkel toe gaan. En per ongeluk gooi hy toe die verkeerde noot in. Jene, wat nou? Sien nie? Beproef die Here 'n mens. Ja. En weet jy, en na die bediening toe kom hy na die pastoor toe en hy sê, pastoor, ek het 'n fout gemaak. Ek het my kosgeld per ongeluk in die mandjie gesit. Maar hier is my 10 rand. Kan pastoor binne change asseblief? Nou moet nie dat dit nou met u gebeur vanmôre nie. Want die Here het 'n blymoedige gewer. Absoluut. Baie lief. Dis waarheid. Weet jy, 'n mens moet jou heel beste vir die Here gee. Ja. Ek dink so terug, ek het my kinders toe ek nog daardie tyd in die Anglikaanse kerk was, dan het jy mos net 'n offer vir 'n 10de gegee. Ja. Maar jy moet iets gegee. Maar die dag toe ek my hart vir die Here gee, het ek my kinders geleer om hulle 10de deel te gee. Amen. So wanneer ek dink so aan Pastor Errol, wat vir Jackie, daai man betaal sy 10de. Ja. Ek weet nie van u kind nie, maar u moet die kind van kleins af leer, wat is 'n 10de deel? Ja. Dat jou kind voorspoedig in alles kry. Amen. Amen. Ek wil net hier 'n kort skrifgie lees. Dit kom voor in Levitikus. Versie 27, versie 30. 1/10 van al die produkte van die land behoort aan die Here. Of dit nou graan of vrugte is, dit is aan die Here gewy. As iemand daarvan wil terugkoop, moet hy die loskoopwaarde daarvan plus 20% betaal. Amen. Yes. So wat dit eintlik van my sê, dat jy moet eintlik meer as jou 10de deel gee. En hoe meer jy vir die Here gee, hoe voorspoediger is jou hele lewe. Glory to God. Jy sal nooit finansiëel sukkel nie. Wanneer jy die Here se deel, die Here kom heel bo aan Ja. elkeen se budget. Dit is so. Jy haal eers man, dit maak nie saak vir watter moneylender jy nog geld skuld nie. Ja. Of Ja. of wie jy nog geld skuld nie. Ja. Vergeet daarvan en haal jou 10de deel heel eerstens Oh, yes. uit vir die Here. Laat jy voorspoedig kan wees. En dat jy aan niks tekort sal wees nie. Yes.
Want wanneer jy dit doen, sal jy nooit vir jou buurvrou of vir iemand vra, gee vir my 'n stukkie brood nie. Want die Here is dan jou voorsiener. Amen. Amen. Maak die Here heel eerste bo aan jou lysie, ten alle tye. Sê Here, hierdie 10de deel behoort nie aan my nie. Wanneer jy jou pensioen kry of wat se geld kry, haal God se deel weg en bid daaroor tot jy in die kerk kom waar jy bedien. En kom sit dit in die mandjie, dit het niks met jou te doen nie. Ja. Want dit behoort nie aan jou nie. Want alles behoort aan die Here. En jou 10de deel behoort nie aan my en u nie. Dit behoort aan die Here. Sodat ek en u suksesvol kan wees. Dankie Here. En ek is nooit 'n tekort sal wees nie. Dis waarheid. Hoekom moet die kinders van die Here so sukkel? Ja. Is omdat hulle nie gehoorsaam is aan God se deel nie. Ja. Jy sê maar ek kry so min, ek kan nie uitkom nie. Jy sal nooit uitkom nie, want jy beroof die Here, jy besteel die Here. En dit kan nie met jou goed gaan nie. Maar van vandag af, sê vir jouself, van vandag af, ek kan nie hoor nie, van vandag af, sal ek nie meer die Here beroof nie. Want my 10de deel behoort aan die Here. En dan moet ek nog vir die weduwee en die wees ook sorg. Amen. Halleluja. Halleluja. Gee die Here prys. Vat jou 10de deel vanmôre in jou hand in. Die Here is in hierdie bediening vanmôre. Halleluja. Die Here raak mense aan vanoggend. Thank you Lord. Mense val in hulle skuld vanmôre. Hulle vra die Here se vergifnis. Ja, dankie Here. Dat hulle die Here al die tyd beroof het. Dankie Here. Hemelse Vader, ek bid in die naam van Jesus Christus, Dis thank you Lord. vergewe ons Here, Asseblief Here. waar ons ongehoorsaam was. Asseblief Here. Here, ons het kom oud word, ons is nog jonk, Here, ons kry 'n inkomste, Ja Here. Here. Maar vir al die tyd wat ons in hoop het, Here. En vanoggend vra Here U vir ons, dat ons moet gehoorsaam raak. Ja, asseblief Here. Want ons 10de deel behoort nie aan onsself nie, Dit Here, is so Here Jesus. maar dit behoort aan die koninkryk. Here, kom seën die volk vanmôre, Here. Asseblief in Jesus. Seën een en elkeen vanmôre, seën elkeen wat vanmôre min het om te kom insit, Here. Baie dankie. Elkeen wat kan baie insit vanmôre, Here. Seën hulle vanmôre 100voudig in die naam van die Here. Dat hierdie week, Here, hulle nooit weer sal sukkel nie. Miskien is hier 'n mamma wat vanmôre haar laaste kom insit, Here. Maar hierdie week, Here, is U die voorsiener Halleluja. vir die brood op die tafel. Halleluja. Dit bid ek alles in Jesus naam. Amen. Bring U 10de deel vir die Here. Omgee dit met 'n blymoedigheid.